Goed, ons is by Openbaring hoofstuk 2 en ons hanteer in hierdie opname die eerste brief wat geskryf is aan die gemeente van Efese, en ek gaan net die eerste 7 verse van hoofstuk 2 lees. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So goed, kom ons kyk, soos ons aan die begin gesê het, ons met Openbaring begin het, is dat die Here se hart met dit wat ons kry uit Openbaring is dat hy vir ons sekere sleutels gee waarmee ons moet werk. En ons moet die sleutels ontdek, want hy is die een wat die sleutels vir ons gee om oop te sluit. En nou moet ons vir die Here vra wanneer ons met hierdie gedeelte werk. Here, gee vir ons die sleutels om oop te sluit, want wanneer ons 'n spesifieke sleutel kry, wat een of ander verborgenheid vir ons oopsluit, dan maak dit ook 'n klomp ander beginsels, wat ook in die ander boeke in die Bybel staan, nie net in die Nuwe Testament, ook die Ou Testament, dan sluit dit vir ons sekere beginsels oop, wat dan vir ons 'n beter insig en begrip gee van wat die Here vir ons bestem het, in terme van die geestelike verstaan van die woord van God. Goed, so hierdie brief aan die gemeente, in al die briewe wat geskryf word, die 7 briewe wat aan die gemeentes geskryf word verwys, as jy na die Engelse vertaling gaan kyk, dan word die brief geskryf aan die gemeente in Smyrna, aan die gemeente in Pergamus of Thyatira of Sardis of Philadelphia. Maar in hierdie geval, in die skrywe aan die gemeente, dan praat hy van die spesifieke bewoording daar wat hy gebruik is the Church of Ephesus. Hierdie brief word geskryf to the Church of Ephesus, not in Ephesus. En nou kan 'n ou nou vir jouself sê, ag maar, weet jy wat, dit was net 'n drukfout, of dit was net 'n vertaalfout, of wat ook al. Ek dink nie dis die punt nie. Ek dink wat die Here hierdeur, en dis hoekom dit vir ons nodig is om waaksaam te wees en wakker te wees oor die woord, en dan te sê, maar hier's iets anderster. En jy kan maar gaan kyk in die King James vertaling, dan praat hy van hierdie spesifieke brief word geskryf to the Church of Ephesus, not the church in Ephesus. Ons het in die vorige opname gesê dat Christus staan tussen die 7 kandelaars. Met ander woorde, die kandelaars het ons uitgemaak dat die kandelaar is nie die kers nie, dis net die kersstander. En die kers wat op die kersstander staan, is die woord van God, want ons weet dat die boek Psalms 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp, 'n lig vir my voet, 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 'n Lamp vir my, die woord is die lamp. Die woord, nou daai lamp is eintlik, want onthou in die konteks van toe die woord geskryf was nie iets soos lampe nie.
want daar was nie elektrisiteit nie. So wat was die lamp? Die lamp was een of ander vorm van of 'n kers, of 'n ding wat met parafin gewerk het, of wat ook al. Die feit van die saak is, en want Jesus sê, wanneer hy die gelykenis van die 10 maagde vertel, dan praat hy praat van 'n lamp wat met parafin werk, en dan of as ons noem dit nou in vandag se tyd parafin, ek dink daai tyd was dit lampolie, en lampolie in daai tyd het spesifiek verwys na olyfolie wat hulle gebruik het om lampe mee te brand. En olyfolie verwys na die Heilige Gees, nee. Die lamp het olie nodig om te brand. So, en dit is die beginsel van gees en waarheid. Die Gees, saam met die woord van God, gee vir ons waarheid. Goed, so kom ons volstaan net by dit vir die oomblik deur te sê, hy beweeg tussen die 7 goue kandelaars. Hy wat Christus is, wandel tussen die 7 kandelaars. Hoekom? Want Christus is besig om sy woord gaan uit, en hierdie briewe word geskryf deur Johannes, en dan sê hy vir die gemeente in Efese sekere goed. En al die briewe wat hy skryf aan die 7 gemeentes, het 'n inhoud in wat op die uiteindelike gemeente, wat uit hierdie 7 gemeentes uitgeroep word na Christus toe, na die woord toe, om dit wat hy sê in die briewe, sommige goed van afstand te doen en ander goed op te neem. En daarom is die 7 briewe kan jy nooit vat en sê, okay, hierdie is nou, en dit is wat ongelukkig nou gebeur het, is dat die kerk van vandag interpreteer dat die 7de brief, die brief aan die Laodisense, is nou eintlik die laaste kerkfase voordat Christus terugkom. En 'n mens kan nie so met die woord werk nie. So ons sien hier, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Regterhand hou is belangrik. Hoekom? Want die regterhand is die plek waar, en jy kan oral deur die woord kan jy sien dat Christus sit waar. Hy's aan die regterhand van die Vader. Met ander woorde, hoekom aan die regterhand? Met ander woorde, die gesag kom van die een wat aan die linkerkant staan, van die een wat aan sy regterhand is. Met ander woorde, het klink nou 'n bietjie verwarrend, maar as jy langs iemand gaan staan, en jy's aan sy regterhand, dan is hy aan jou linkerhand, nie waar nie. Dis net, jy kan nie aan iemand se regterhand staan, en dan staan hy aan jou regterkant nie, hy is aan jou linkerhand. En wat beteken, jy's die swakker een in die rolverdeling hierso. En ons sien dat Christus is die een met die krag, hy is die een aan wie se regterhand ons staan. Nou kan jy gaan kyk, reg deur die skrif, kry jy dit, die seun stel homself ondergeskik, met ander woorde, hy sien homself onder die gesag, die regterhand gesag van sy Vader. En ek en jy staan aan ons is aan sy regterhand en hy is aan ons linkerhand, en beteken ons het sy gesag oor ons. En dis hoekom hy sê, hy hou die 7 sterre in sy regterhand. Met ander woorde, hy het autoriteit oor hierdie engele wat hy uitstuur na die 7 gemeentes toe, met die briewe wat na die 7 gemeentes toe gaan. Want die brief word geskryf aan die engel van die gemeente in Efese. Nou, wat is die rol van 'n engel? Die rol van die engel is hy is 'n boodskapper wat 'n boodskap moet dra na die gemeentes toe, wat op een of ander manier in en van God af gestuur word,
En hierdie briewe gaan uit en dit is Christus se gesag wat sê ek stuur jou uit my, ek het die gesag oor hierdie engel en die brief wat hy bring hy as 'n boodskapper van my na die 7 gemeentes toe. En dan moet ons 'n baie belangrike punt nooit uit die oog uit verloor nie en dit is dat Christus is die uiteindelike gesag. Die gesag is aan hom toegesê deur sy Vader en almal wat deel is van hom val onder sy gesag. En dan sê hy, en hy, Christus, wandel self tussen die 7 goue kandelaars. Hoekom? Want hy is besig om seker te maak dat hierdie briewe wat uitgaan na hierdie gemeentes toe, gaan hy dan kyk wie reageer op hierdie briewe en wie gaan hy uitroep na die uiteindelike gemeente wat aan hom verantwoording gaan doen. Met ander woorde, jy kan duidelik sien en ons het dit ook in die vorige opname gesê, hierdie 7 gemeentes is nie die gemeentes van God nie. Dit is gemeenskappe wat met God se dinge besig is en Jesus soek en kyk wie is in waarheid besig met hom en dan sê hy vir hulle, dit is wat ek wil hê jy moet nie doen nie en dis wat ek wil hê jy moet doen. En as jy die regte goed doen, dan maak ek jou deel van my. Goed. Vers 2 dan sê Jesus, ek ken jou werke. Nou hier's werke en arbeid. Werke en arbeid. So die werke en die arbeid is dieselfde ding maar 2 verskillende goed. So kom ons kyk heel eerste na werke. So daar is werke van geloof en ons kry die werke van geloof kry ons in Jakobus word baie en daar's baie skrifte wat jy nou kan gaan aanhaal om dit onder die werke in te bring. Maar jy sien, jy kry werke en dan kry jy dade. En dis weer 'n keer 2 verskillende beginsels. So kom ons kyk net gou na werke uit Jakobus 2 vanaf vers 14. Hy sê, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Hierdie geloof kan hom tog nie red nie. As daar dan nou 'n broeder of suster naak is aan die daaglikse voedselgebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede word, warm word, versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Dan sê hy, maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof, deur jou werke en ek sal jou deur my werke my geloof toon. En dan sê hy, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook in hulle sidder, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Die geloof word volkome uit die werke en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab die hoernie ook so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur het nie, want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. So nou, wat is die punt van werke? Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaam en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie. Goed, so wat is hierdie werke wat ons moet doen? En wat is die arbeid wat uitvloei uit die werke? So die werke gaan hier oor die opdoen van die kennis van die woord van God. Dit is die eerste werk
wat ek en jy moet doen. En ons sal nou kyk wat Jesus sê hier oor jou eerste werke, of jou eerste liefde. Hy sê, ek ken jou werke, ek ken jou liefde vir die woord van God. Want jy en ek het nodig om met die woord van God te werk. En as jy nie met die woord van God werk nie, en aanhou daarmee werk nie, dan begin jy gebrekkig te raak, en jy stagneer op 'n plek waar jy nie meer en meer van die woord van God kry nie. Want die woord van God, en die punt van werke is die volgende. Jy kan vandag, kom ons gebruik die argument van 'n spesifieke boek in die Bybel. En kom ons gebruik Lukas as 'n voorbeeld. En jy het nou baie intensief met die hele boek Lukas gewerk. Dit was jou werk wat jy gedoen het. Met ander woorde, werke is nie 'n geval van hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Werk so 'n bietjie met 'n skriffie hier, werk so 'n bietjie met 'n skriffie daar, en nou het jy kamptig gewerk met die woord nie. Die Here wil hê, ons moet kom tot die volheid van die kennis van wie hy is. So, en ons weet, Johannes 1 sê wie hy is. Hy is die woord. En omdat hy die woord is, moet ons intensief juis met hierdie woord werk. En oor tyd het ek ontdek dat jy kan nie, as jy regtig die strekking van watter brief ook al geskryf of watter evangelie ook al geskryf is, dan moet jy hom van A tot Z deurwerk, van die alfa tot die omega deurwerk. En dis hoekom Jesus homself die alfa en die omega noem, want hy sê, jy begin by 'n punt met my woord werk, en dan moet jy werk, jy moet by alfa begin en jy moet by omega eindig, met elke boek waardeur jy werk. So, en nou kan jy sê, okay, ek het Lukas intensief van alfa tot omega deurgewerk, maar ek dink nie dis nodig dat ek nou met Matteus dieselfde doen, of met Markus, of met Johannes, of met Handelinge, of met Romeine, en so kan ons aangaan en aangaan. Die vraag is, het jy al by daai plek gekom, dat jy elke boek in die Bybel deurwerk van alfa tot omega, en dan kan 'n ou nou sê, maar ek het nie die tyd nie, en wat, weet jy wat, vat eerder die tyd, koop die tyd uit, want die dae is boos, sê die woord, en as hy sê die dae is boos, dan sê hy, die vyand kom met boosheid na jou toe, omdat jy juis nie die waarheid ken nie. Goed, maak nou nie saak nie, ek wil net die punt dryf deur te sê, dat jy moet met die woord, die werke, is nie 'n bolangs werk nie, en wanneer jy nou klaar intensief Lukas deurgewerk het, dan wil ek vandag vir jou sê, dat jy het nog net die eerste werk gedoen van Lukas. Die tweede keer wat jy deur Lukas werk, dan begin daar 'n opbrengs op die saad te kom. Jy gaan nie die opbrengs kry deur te jy moet die oes gaan afhaal. Nou, jy gaan nou vir my nou begin dit nou vir jou ingewikkeld raak. Maar kom ons kyk net na Markus hoofstuk 4, en ek gaan daai 4 versies van nou, hierdie skrif gebruik ek nou vir die ou wat nou nog nie hierdie boodskappe gehoor het nie. Jy moet kyk na Markus 4 vers 26 tot 29. Dis 4 verse. En hy het gesê, vers 26, Markus 4:26, en hy het gesê, so is die koninkryk van God soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi. So, daar's wat is die saad? Jy kan nou maar gaan kyk, vers 14, Markus 4:14, en die saaier saai die woord. So, wat is die saad? Die woord van God is die saad. Nou sê hy, die koninkryk van God is soos wanneer 'n mens, niks anders nie, net 'n mens, saai die saad in die grond. Wat is die grond? Die grond is jou hart. Hoe weet ons jou grond is jou hart is die grond? Hy sê, vers 15 sê, en dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Wat is die plek van die saad? In jou hart. Wat is jou hart? Jou hart is jou geesmens. Jy saai in jou geesmens, saai jy die saad. Hoe saai jy die saad? Jy lees die woord van God, dit gaan deur jou verstand in jou geestelike hart in,
En dan het jy jou plig nagekom. Dis al wat jy hoef te doen, dis die eerste werke. Jy moet die saad saai. Jy moet die eerste werke doen. En dan sê hy, en hy gaan slaap, en hy staan op. So hierdie mens wat die saad gesaai het, gaan slaap en staan op nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe, weet hy self nie. So jy het niks verder te doen met die saad wat jy in jou hart gesaai het, die God werk daarmee. Maar jy sien die probleem is, meeste gelowiges het nie saad in hulle hart nie. En dan sê hy, want van self bring die aarde, met ander woorde, van self bring die hart vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan 'n volle koring in die aar. So, God werk met die saad wat jy in jou hart gesaai het. Die vraag is, het jy saad in jou hart? En die saad is die woord van God, ons het dit nou klaar bepaal, ons kry alles uit Markus hoofstuk 4 uit. En dan gaan hy verder en dan sê hy, en wanneer die vrug dit toelaat. So wat gebeur met hierdie saad? Hierdie saad gaan kom uit die grond uit en dis geestelik, moet dit tog nou nie fisies soek nie. Hy sê, eers 'n halm, so het jy al 'n landery gesien waar 'n boer gesaai het, ek bly in 'n area waar daar baie boere om my is, en as ek so tussen die lande deurry, jy kan sien wanneer hulle besig is om te saai, en dan is dit bruin grond, en dan mettertyd, dan sien jy, o gats, hier is die grond nie nou meer bruin nie, hier het nou so groen skynsel bo-op, dan het daai halm uitgekom. En dan 'n tyd later, as jy weer daar verbyry, dan is daar 'n aar, dan is daai halm het nou uitgestoot, en nou het hierdie aar uitgekom. En aan die aar is daar koring, en dan sê hy, en dan die volle koring in die aar. En dan die volle koring in die aar. En dan, Jesus het die gelykenis gebruik, hy sê julle nie 4 maande, dan kom die oes nie. Sê julle nie 4 maande, dan kom die oes nie. Jy kan maar gaan doen 'n bietjie navorsing op Google, en kyk jy hoe lank vat dit vir koring nadat dit gesaai is om geoes te word. 4 maande. Wat is die punt? Hy sê, en wanneer die vrugte toelaat, wat is die vrug? Die vrug is, daai saad wat jy gesaai het nou, 1 koringkorrel het nou 'n hele koringaar vol koringkorrels geword, en daar kan soveel soos 100 sade aan 1 aar sit. Jy kan dit maar weer 'n keer, ek sê weer, jy kan dit gaan Google. Want op die einde van die dag is dit God se beginsel. Jy moet die saad insit en hy doen die res. Hy gee vir daai saad lewe, hy gee vir daai saad 'n oes, en dan sê hy, en sodra die vrugte toelaat, steek hy, wie? Die mens, die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Kan jy sien, jy as gelowige het 2 rolle te vervul in dit wat jy as werk moet doen. Jy moet die saad saai, en jy moet die oes gaan afhaal. Jy moet die saad saai, en jy moet die oes gaan afhaal. En ons sal later 'n bietjie meer daaroor sê, maar ons het nou gepraat met, ek ken jou werke, ek sien dat jy saad saai. Maar hy sê, op 'n stadium, en ons sal nou daarby kom, ek ken jou werke, en jou arbeid. Right, nou wat is die arbeid? Want dis belangrik dat ek en jy verstaan dat in die arbeid is daar 'n rol te vervul. Nou kom ons kyk gou vinnig na Johannes hoofstuk 4, en dit is die gedeelte wat ek nou aangehaal het, vers 35 tot 38. Jesus sê julle nie daar, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. Kyk na die lande dat hulle al wit is vir die oes. Die Christenkerk wat homself as die Christenkerk voordoen, sê dat hierdie oes beteken ons moet siele gaan wen vir Christus. Nou ek probeer nie sê dat ons nie mense moet bearbei met die evangelie nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar ek en jy moenie die fout maak uit onkunde om te aanvaar dat die oes is gelyk aan siele nie, want dit is nie waar nie. Die woord, ons het dit nou net in Markus 4 gelees, dat die oes kom van die saad af. Wat is die saad? Die saad is die woord van God. En die oes is van daai saad af, met ander woorde, jy sit die koringkorrel in die grond, en dan is daar 'n volle koring in die aar, met ander woorde, hoeveel sade ook al aan daai aar sit, wat uit daai koring uit voortgekom het, en dit is nie mense siele nie.
En dan sê hy, en hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Nou ek wil vandag vir jou sê, jy is die saaier en die maaier. Dit hoef nie noodwendig so te wees nie. Daar kan ander mense wees wat woord vir jou bring en dat jy dan later die vrug daarvan kan maai, maar op die einde van die dag is die saaier en die maaier saam bly. Maar weet jy wat? Mense A, saai nie en B, het geen oes nie. Daar word nie geoes nie. En nou sê hy, want hierin is die woord waar, vers 37. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Met ander woorde, wat is die beginsel? Die beginsel is dat daar is 'n saai wat plaasvind. Christus is die eerste saad gewees. Hy's die eersteling saad. Hy het vir ons van God af die saad gebring. Dis wie hy is. Hy is die saaier. En ek en jy moet sy saad vat, wat die woord van God is, in ons harte sit, en dan moet ons dit, op 'n stadium moet ons weer deur daai woord werk, sodat ons 'n oes kan kry. En dan sê hy, ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in 'n arbeid ingegaan. So wie's die saaiers in hierdie geval gewees? Al die apostels was saaiers, al die profete was saaiers, Moses was 'n saaier. Die psalms is saad, die Nuwe Testament wat deur die apostels geskryf het is saad. Hulle het die saad vir ons gebring. En ek en jy moet daai saad in ons harte sit, en dan later van tyd kan ons daai saad wat vir ons gesaai is, kan ons maai, want daar's 'n oes op elke saadkorrel wat in die woord van God opgeteken is. Want elke saadkorrel is die woord van God. Goed, dis die beginsel. Hy sê, ek ken jou arbeid en jou arbeid, want jou arbeid het te doen tweeledig. Jy het nodig om heel eers die saad te saai, en dan moet jy teruggaan en jy moet die oes gaan afhaal. En jy het nodig om ook die saad in ander mense se lewe te saai en hulle te help om te arbei. En so 1 Korintiërs 3 vers 5 tot 9 is 'n ander skrif rondom arbeid. 1 Korintiërs 3 vers 5 tot 9 sê, wie is Paulus dan en wie Apollos, anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, ek het gesaai. Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Kan jy sien? Daar's 'n arbeid in die liggaam van Christus wat moet plaasvind. Daar is leraars wat saad moet saai in mense se harte. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Met ander woorde, hier is 2 arbeiders, Paulus en Apollos, en jy kan dit nou maar sien vir wat jy wil. Die een het die saad ingesit, die ander ou maak nat. En dan sê hy, maar hy wat plant en hy, vers 8, 1 Korintiërs 3 vers 8, maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Hoekom een? Een liggaam, daar's net een liggaam. Die liggaam van Christus, almal wat gelowig is en aan Christus verbind is. Maar elkeen sal sy eie loon ontvang volgens sy eie arbeid. Sy eie arbeid. Want weet jy wat 'n lieflike loon is dit? Om te sien wanneer jy iemand gedisipel, want arbeid is gelyk aan disipelskap. Wat 'n lieflike beloning dit is wanneer jy iemand gedisipel het met die woord van God en jy later sien, joh, kyk net die vrug in daai ou se lewe van die arbeid wat jy in sy lewe ingesit het. Kyk net hoe lieflik ken hierdie ou die woord van God. Dan sê hy vers 9, want ons is medewerkers van God, arbeiders, mede-arbeiders van God, waar? In die akker van God. Die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Met ander woorde, goed, so ek wil nou nie verder gaan as dit nie. Die feit van die saak is ons is mede-arbeiders in die akker van God.
Die akker van God is die liggaam van Christus. En ons het 'n verantwoordelikheid om een saad in mense se lewe te saai. Jy kan net saai wat jy het, nee. Kom ons wees nou eerlik. Jy kan niks vir mense gee wat jy nog nie self het nie. En daarom wanneer Christus vir jou die woord in jou hart gebring het, kan jy dit vir 'n ander ou gee. En dis die arbeid. Dis die arbeiders. En dan sê hy, en jou lydsaamheid. En jou lydsaamheid. So waaroor gaan lydsaamheid? Lydsaamheid beteken patient endurance. Nou ek wil net 'n belangrike punt hier maak en ons gaan daarby uitkom, is wanneer ek en jy met die woord van God werk en arbei, dan kom daar 'n verdrukker wat alles teen jou gooi, om jou te laat swaar kry, om jou te laat moedeloos word, wat jou wil bring op die plek waar jy sê, ek kan nie meer hierdie druk is vir my een te veel, ek sien nie meer hiervoor kans nie, en hy bring jou op 'n plek van passiwiteit. En daarom sê die Here hier, ek ken jou lydsaamheid, ek ken jou dat jy bereid is om ten spyte van die druk wat op jou toegepas word, dat jy aanhou en aanhou en aanhou. En dan sê, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Nou moet ons gaan uitwerk, wat beteken hierdie slegte mense, wat jy nie kan verdra nie? En dis belangrik dat ons 'n insig kry oor wat is hierdie slegte mense. Nou, die standaard antwoord sou gewees het, mense wat nou baie vloek en baie drink, en mense wat nou baie partytjies hou, en mense wat, hulle is die slegte mense. Maar kom ons kyk gou-gou, net daar's baie skrifte wat ek nou vir die slegtes kan uitwys. Maar kom ons kyk onder andere na 1 Johannes 4, vers 1. Wat sê, geliefdes, glo nie elke gees nie. So wat is glo nie elke gees nie? Daar's valsgeeste. Daar's geeste wat optree as Christene wat valsgeeste is, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Nou, jy gaan nou wêreld interpreteer as, daar's so kom ons vat die moslim, hy's 'n valsgees, en kom ons vat die hindu, hy's 'n valsgees, en so kan ons nou die valsgeeste identifiseer. Nee. Jy moet kyk. Hy sê hier aan vers 2, ken julle die gees van God? Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Nou gaan jy sê, maar dis elke Christen glo dat Jesus in die vlees gekom het en is uit God. Maar dis nie waar nie. Want wat bepaal of jy glo dat Jesus uit die gees van God is en dat hy uit God gekom het? Dan moet jy aanvaar dat Jesus Christus is God. En jy moet glo, en nou gaan jy vir my sê, ja, maar al die Christene glo hy's God. Tot op watter punt toe glo jy hy's God? Totdat jy nie meer in gehoorsaamheid funksioneer aan wat hy sê nie. En so met ander woorde, as ek glo Jesus Christus is God, dan glo ek dat sy woord is God. Want dit's wat die woord sê, in Johannes 1. En die woord was by God en die woord is God. So, wat is die punt? As ons sê, die woord van God is Jesus, en ons sê Jesus is God, en ons sê hy is die autoriteit, dan doen ons alles wat sy woord sê. Maar die kerk van vandag doen niks wat hy sê nie, hulle doen hulle eie ding. Ja, maar hoe kan jy dit sê? Gaan kyk maar waarmee hulle besig is. Hulle het nou so ver gegaan dat sodomie is nou aanvaarbaar. En vroueprediking is aanvaarbaar. En God wil jou ryk maak is aanvaarbaar. En hierdie liefdesleer is aanvaarbaar. En allerhande self-aangestelde hoofskappe is aanvaarbaar. Ek is die hoof van hierdie kerk. Ek praat hier, jy luister hier. En ons haal die hoofskap van Jesus al weg. Jy sien, dis die gees. En nou kom hy, dan sê hy, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris.
Die gees van die antichrist. En dis die geeste wat ons moet identifiseer. Wat is die gees van die antichrist? Dis nie die gees wat in Hindoeïsme glo of dis die gees wat onder die naam Jesus Christus 'n vals evangelie verkondig. Dit is die gees van die antichrist. Kom ons vat net 'n voorbeeld van die Rooms-Katolieke kerk. Maria, hulle sit Jesus op die kantlyn, hy is nou maar net 'n profeet gewees en hy is but she is the mother of God. En jy sien, dis die gees van die antichrist, wat Jesus se hoofskap van hom weggeneem het, en hy is die paus is die hoof van die kerk. Hy is the vicar of Christ. En daar's baie, en nou wil ek vir jou sê, nou gaan jy sê, maar die protestante is reg. Nee. Hulle het ook die hoofskap vir hulle self geneem. En nou kan jy dit deurtrek, want die hele kaboedel het hulle self die hoofskap toegeëien. Ek is die hoof van hierdie beweging. Ek is die een wat hierdie kerk begin het. Daai een sê nee, ek het hierdie kerk begin. En so het elkeen het hoofskap op homself geneem. En Christus op die kantlyn geskuif en hy moet nou maar net inval by wat hierdie ou verkondig. En dis allerhande vals leringe. En wat hy hier sê is, julle Efese kan nie die slegte mense verdra nie. En dis 'n goeie ding. En die slegte mense is evil speaking people. Mense wat Christus kamptig verteenwoordig, maar met valsheid. Hulle doen dit vir eie gewin. Goed. Dan sê hy, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie. Ons het vandag nog, ons het die apostolic reformation, vandag nog, daar's 'n hele beweging in die internasionale struktuur van die valskerk. Hulle noem hulle self die apostolic reformation. Die apostoliese reformatie. Met ander woorde, hulle is nou die hedendaagse apostels. Weet jy wat? Dis 'n leuen. En hulle loop rond en hulle mislei die hele kaboedel van mense wat agter hulle aanloop. En daar's groot name wat deel is van die apostolic reformation. Maar hy sê, want ek wil vandag vir jou sê, enige iemand wat hom vandag nog die titel van apostel toeëien, is nie 'n ware apostel nie. Hy's 'n leienaar en jy moet hom identifiseer as 'n leienaar. En jy het hulle as leienaars bevind, einde vers 2, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit. Dat jy verdra het, wat verdra het? Die verdrukking verdra het. Want die oomblik as jy teen die goed opstaan, dan staan die hele spul teen jou op en hulle almal sê jy's 'n vals profeet en hulle wys vinger na jou en sê ja, maar jy's net 'n moeilikheidmaker. Ek dink die grootste moeilikheidmaker van alle tye was Jesus Christus homself. Hy het moeilikheid gemaak. Hy het kassies kom skud. Hy het mense kom uitwys. Hy het valses kom uitwys. En weet jy wat? Hy is daarvoor doodgemaak. En dan kry jy die apostels. Hulle het presies dieselfde gedoen en hulle is daarvoor doodgemaak. Want die oomblik as jy die valses uitwys, dan daal hulle op jou neer en hulle begin jou te verdruk en hulle begin jou sleg te maak, hulle begin jou naam deur die modder te sleep en hulle begin persoonlike aanvalle op jou te loods en hulle wil jou diskrediteer, want waarom? Jy staan vir die waarheid. En wie's die vyand agter dit? Die Satan. En dan sê hy, en dat jy lydsaamheid besit, weer 'n keer, lydsaamheid, jy het patient endurance. En dat jy terwille van my naam gearbei het en nie moeg geword het nie. Wat is sy naam? Sy naam is die woord van God. Ons het dit nou klaar. Dis een van die sleutels. Wat is dit om vir die naam van God te arbei? Dit is om vir die woord van God te arbei. Met ander woorde, jy is besig met die woord van God en jy bring dit vir ander gelowiges. Jy het terwille van my naam gearbei en nie moeg geword nie. En dis die uiteindelike doel van ons rol in die liggaam van Christus is om vir die naam van God te arbei, om vir die woord van God te werk. En jy het nie moeg geword nie. En dis die geheim. Moenie moeg word nie.
Moenie moeg word om met die woord van God besig te wees nie. Goed. Nou sê hy, maar, en dit is hoe Jesus werk, dis hoe hy kommunikeer in sy briewe, hy wil iets sê, vir wie? Vir sy ware liggaam. Dit gaan nie oor die hele, almal wat hulle self sogenaamd Christen noem nie. Dit gaan oor, wanneer jy uitgekies is, en wanneer jy deel is van sy koninkryk, dan waarsku hy jou in die een brief, teen sekere goed, en hy waarsku jou in al 7 briewe teen sekere goed, en hy wil jou versterk in dit wat jy reg doen. So hy waarsku hier, hy sê, maar ek het dit teen jou, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Eerste liefde. So ons moet vinnig net kyk na eerste liefde, en dan kry ons dit in die skrif in Jeremia, en dit is 'n skrifverwysing in Jeremia, maar as jy die beginsel verstaan, dan maak dit weer vir jou 'n sleutel oop. Hy sê, in Jeremia hoofstuk 2, ek gaan vers 1 en 2 lees, en die woord van die Here het tot my gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Kan ek gou vir jou sê, die Here kom vat jou uit 'n onbesaaide land uit, en dan sê, hy vat jou uit daar waar jy in 'n vals evangelie geglo het, haal hy jou uit, en dan sit hy jou in 'n onbesaaide land, met watter doel? Sodat jy die grond kan besaai met sy woord. En dit is die eerste liefde, want toe jy Jesus die eerste keer aangeneem het, was daar skielike ywer vir die woord van God, en jy het jy wil meer geweet het, maar jy sien hoe dan begin die verdrukking kom, en dan begin jy al hoe minder met die woord besig te wees, en jy verlaat jou eerste liefde, want die eerste liefde is daai plek van 'n onbesaaide, want ek wil vandag vir jou sê, die dag toe jy na die Here toe gekom het, was jou hart leeg van die woord. Dit was onbesaai. Maar toe jy so 'n honger vir die Here gehad, en toe begin jy die woord te ondersoek, en jy begin, maar jy sien almal, mense, daar's nie genoeg arbeiders gewees nie. Ek kon onthou in my lewe, niemand het in my lewe kom insaai met 'n disippelskap proses nie, want dis soos ek net nou gesê het, jy kan nie net hier 'n bietjie, daar 'n bietjie nie. Jy kan nie met die woord so werk nie. 'n bietjie saaitjie hier en 'n bietjie saaitjie daar. Jy moet met die woord van God progressief werk, want soos wat jy met die woord van God werk, so kan jy niks mis nie. En daar was 'n ywer gewees. Toe jy eerste keer die Here aangeneem het, toe is daar 'n ywer. En die land was toe op daai stadium onbesaai, en jy het begin saad insit. Maar soos wat die tyd verloop, dan begin jy jou eerste verliefd, en dan begin jy nou betrokke te raak by mense in die kerk, en dan begin jy sommer nou is dit, later dan is dit net, ons is net 'n klomp Christentjies by mekaar. Maar jy het opgehou om vir die woord lief te wees. Dis jou eerste liefde. Jy het jou eerste liefde verlaat. En dan kan ons Prediker 11 vat. Prediker 11 is vir my so 'n lieflike skrif, want as jy Prediker 11, as jy sien wat wil die woord vir ons wys. Nou ek gaan net 'n paar verse uit Prediker 11 vat. Hy sê, werp jou brood uit, vers 1, werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. En dan kom ons kyk vers 4. Hy sê, wie op die wind ag, jy sal nie saai nie, en wie op die wolke kyk sal nie oes nie. Nou daai winde van lering is vals leraars. As jy na hulle kyk, sal jy nie saai nie. En as jy na die wolke kyk, sal jy nie oes nie. Met ander woorde, jy gaan die hele tyd na goeders kyk, na tekens en goed kyk, maar jy saai nie in die eerste plek nie, en jy oes nie. Want die lieflike, wat is die oes? Jy moet teruggaan na daai selfde skrif toe. Jy saai hom, en dan oor tyd, ek bedoel die woord sê 4 maande, ek weet nie hoe lank vat die woord om in jou hart te lê voordat die Here vir jou oes oplewer nie, maar die feit is, jy kan nie vandag saai en môre oes nie.
En jy kan ook nie oes waar jy nog nie gesaai het nie, want dis die ander probleem wat ouens doen. Hy dink, nee, ek gaan vandag gou hierdie woord lees en dan maar daar vir my oes wees. Die vraag is, het jy tyd terug, het jy met daai woord gewerk? Of verwag jy dat jy vandag saai en môre oes? Soos jy nie weet wat die weg van die wind is nie, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Hy sê, saai jou saad in die môre, en laat jou hand in die aand nie rus nie, want jy weet nie watter een sal geluk nie, hierdie of daardie of albei saam goed sal wees nie. Wat is die punt? Die punt is, jy kan nie ophou saad in jou hart sit nie. Ek gee nie om hoe lank jy al met die woord van God besig is nie. Jy kan nie ophou saad saai nie. Want daar's nog altyd nuwe saad wat jy in jou hart moet sit. En daar is, en nou weer 'n keer, nou moet jy onthou, jy kan nie die saad saai en nie die oes gaan afval oor maande later of oor 'n jaar later of wat ook al nie. Jy moet teruggaan na die aanvanklike saad wat jy gesaai het om dit te gaan oes wat die Here vir jou gegee het in 'n opbrengs op die saad wat jy gesaai het. Goed, ek gaan daarby volstaan. Ek dink jy kry die boodskap. Vers 5. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Die Here probeer in hierdie brief die gemeente van God wat in Efese is, want daar's 'n gemeente van God in Efese. Hoe weet ons dit? Daar's 'n brief wat Paulus aan die gemeente in Efese geskryf het. Die boek Efesiërs is die brief. So daar was duidelik klaar mense in Efese wat deel van Christus was. Nie die hele Efese kerk was aan Christus gekoppel nie. Andersins sou hy nie hierdie brief geskryf het nie. Daar was mense in Efese wat God gedien het. En met ander woorde, hierdie brief word aan die gemeente in Efese van God in Efese. Ja, verstaan, dis the Church of Ephesus. Die ander is almal the Church in. Want daar was nog nie in Smyrna enige iemand wat geïdentifiseer was as gelowiges nie. God is besig om hulle uit te roep en te sê, lees hierdie briewe en maak seker dat jy my hoor. En dan sê hy, bekeer jou en doen die eerste werke. Met ander woorde, gaan nou terug na die woord toe. Dis wat die Here sê. Bly nuwe saad in jou hart sit. Eerste werke. Hy sê, want anderster kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. So, wat is die bekering? Bekeer jou terug na die eerste werke toe. Raak weer met die woord van God besig, asof jy dit nou die eerste keer doen. Dis jou eerste liefde, doen die eerste werk nou. Moenie nou dink jy het nou klaar gearriveer, jy het al die kennis wat jy dink jy het nie. Jy moet die hele tyd konstant besig wees met die woord van God. Jy moet weer by Matteus 1 begin, jy moet weer besig met Genesis wees, of met Psalms, of jy moet die hele tyd met die woord van God besig wees. Want dit is die eerste werke. Want die lieflikheid is, ek het dit al meer as 1 keer, 1000 keer, ek moet nie sê 1000 keer, maar ek het al talle kere wanneer ek met die woord van God werk. En ek gaan dan terug na skrif toe, dan ontdek ek iets wat ek sê, hoe in die wêreld het ek die eerste keer hierdie gemis, want dit is hoe die oes werk. Dit is hoe die oes werk. So, en dan sê hy, bekeer jou en doen die eerste werke. En as God sien jy gaan nie met die eerste werk nie, dan vat hy die kandelaar by jou weg. Wat beteken dit? Wie is die kandelaar? Die kandelaar is die plek waar die lig skyn. Die kandelaar is die gemeente wat die lig het. Hy sê, ek sal my gemeente by jou weg, jy sal nie meer deel hê aan my gemeente nie. Jy sal nie meer kan deel hê aan my gemeente nie. Ek vat my liggaam by jou weg, as jy nie jou bekeer tot die eerste werke nie. Ek vat weg die gesag. En dis hoekom ek sê dit kategories vandag in hierdie opname. Die kerk van God is nie, kom ek stel dit anderster. Hulle wat dink hulle is die gemeente van Christus, is lankal nie meer die gemeente van Christus nie. Die kandelaar is hulle ontneem. Die plek waar die kers opkom,
waar die woord van God opkom, is lankal nie meer in hulle midde nie. Christus het lankal hulle midde verlaat. Lankal. Daar's van hulle wat nooit eers Christus in hulle midde gehad het nie. Maar hulle roep nog hardop, Jesus is die seun van God, Jesus is die redder, Jesus is die verlosser, hy is die hoof van die gemeente. Nee, jy sê dit, maar jy doen dit nie. Goed. En dan sê hy roep hulle tot bekering, kom tot bekering. Erken weer die hoofskap van Christus, andersins gaan ek my lamp van jou af wegneem. Goed. En dan vers 6, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Nou, ons moet identifiseer, wat is 'n Nikolaït? Nou, die enigste naam wat ons kan koppel aan die Nikolaïte was Nikolaas, en Nikolaas was een van die 7 diakens wat gekies was in daardie tyd toe die apostels nog besig was, en hulle het gesê, hulle kan nie nou die woord los om nou die gemeente te bedien nie, hulle moet aanhou om die woord van God te skryf, want dis waarvoor hulle geroep was, en toe stel hulle 7 ouens aan, wat as diakens opgetree het, waaronder Nikolaas een was. Nou Nikolaas was bekend gestaan as 'n Jodegenoot, wat beteken, hy's 'n ou wat in 'n sin homself posisioneer. Hy gaan daar waar die getalle beweeg het. So, hy was nie, uit geboorte uit dit nie, was hy nie 'n Jood nie, hy was 'n Jodegenoot, wat beteken, hy het homself geverklaar as Jood, terwyl hy eintlik nie 'n Jood was nie. En dit is wat mag gebeur met die Nikolaïte, is, hulle is nie ware Christene nie, hulle verteenwoordig nie waarlik vir Christus nie, maar hulle sê hulle is Christene, maar hulle is vals profete. En onthou, dis nie, jy moet dit sien vir wat dit is. Hierdie Nikolaït is nie iemand wat kom en dan maak hy of hy 'n Christen is nie. Hy is 'n Christen, wat sê hy's 'n Christen, wat nie 'n Christen is nie, maar hy's vals. En hy doen wat hy doen vir eie gewin. Hy doen dit om mense agter hom aan te vat, en hy glo later van tyd dat hy is 'n Christen. En hy sê ook hy's 'n Christen, en hy sê ook hy het Jesus aangeneem, en hy vertel alles van homself, en hy sit al die fokus op hom, en die manier hoe hy preek is verskriklik charismaties, en hy bring Jesus in sy preke in, en dan begin hy mense agter hom aan te vat, en dis 'n Nikolaït. En voordat jy jou oë uitvee, dan het hy 'n beweging geword, en hulle begin gemeente op gemeente, en dan gee hy hom 'n naam. Hy gee sy kerk 'n naam, en dan begin hy uit te brei. En dan as jy weer sien, dan sy nie net meer in Kaapstad en omgewing nie, dan begin jy sien, nee, daar spring een op in Bloemfontein, daar spring een in Johannesburg, en Pretoria, en Durban, en oral sit hy takke, en as jy weer sien, dan sy internasionaal. Daar's baie sulke ouens. Hulle is Nikolaïte. Hulle is predikers wat mense agter hulle aantrek, en hulle noem hulle self kerkplanters. Dit is 'n gevaarlike ding. Ons is nie kerkplanters nie. Ons was, as jy vir my een vers uit die Bybel uit kan bring waar die Here gesê het, julle moet kerke plant. Nee, maar wat van die gemeente van Efese en gemeente van Korinte en die gemeente? Die Here roep ons uit gemeenskappe uit na hom toe, en ons word deel van wat? Van een liggaam. En nou wil ek vir jou vra, nou gaan jy vir my sê, ja, maar hulle is ook een liggaam. En dan sê Jesus, as 'n liggaam teen homself verdeeld is, kan hy nie bly staan nie. So hoe is die liggaam vandag verdeeld? Daar's 35 tot 40.000 denominasies wêreldwyd. Klink dit vir jou na 'n eenheidsliggaam? Nee, hulle is heeltemal verdeel. Die een glo dit, daai een glo dat, en hulle sien nie die hoofskap van Christus raak nie, en hulle doen hulle eie ding. Goed, Nikolaïte. En God haat die Nikolaït, want wat doen die Nikolaït? Hy staan in die plek van Christus, en alhoewel hy sê Jesus is die hoof, het hy die hoof geword, en hy bepaal die waarheid. Hy bepaal, en daar's soveel voorbeelde van die waarheid wat die Nikolaït bepaal, en een van die waarhede is om te sê, God wil jou ryk maak. God wil jy moet die eerste wees en nie die laaste nie, jy moet die hoof wees en nie die kop wees en nie die stert nie, en al die
die Engelse woord is jargon, al die spiritual jargon wat hulle vir mense aanbied, is, mense wil dit hoor. Hy sê, julle sal vir julle leraars aanstel om julle ore te streel. En meeste van die Christene wil hoor, God wil hê jy moet ryk wees, wil hoor, God wil hê jy moet die beste werk hê, wil hoor, jy gaan die verdrukking misloop, wil al hierdie goeters hoor, maar hulle kyk nie wat die woord sê nie, want hierdie ouens hou die woord van hulle af weg. Meeste Christene kom nie eers meer met 'n Bybelkerk toe nie, hy kom met sy selfoontjie kantig, en daarop gaan hy nou die waarheid vind. Daar's geen soeke nie, daar's geen ywer vir die woord nie, dis alles net, ek kom hou kerk, ek hou van die musiek wat vir my aangebied word, ek hou van die rook wat hulle blaas in die oggende, en ek hou van hierdie gewyde oomblikke van musiek en van allerhande gemors, wat hulle mense mee mesmerise. Dis nie Jesus nie. En Jesus sê, ek haat dit. Ek haat waarmee hulle besig is. Jy hou daarvan om hierdie, jy stap in die kerk en hulle het ligte op die verhoog en hulle sing op een toon en dit klink so gewyd, maar God sê, ek haat dit. Ek haat dit. Die vraag is, haat jy wat hy haat? Het jy lief wat Christus lief het? Want wat het Christus lief? Christus sê, elke woord wat my Vader vir my gee, wil ek hê jy moet hê. Ek wil hê jy moet doen wat hy sê jy moet doen. Dis wat God lief het. God het lief die wat hom lief het. Hy sê, ek noem julle nou nie meer my dienaars nie, maar vriende. As gevolg waarvan die feit dat hulle hom ken. Goed, ons gaan verder. En dan sê hy, wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin. Onthou, hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. So met ander woorde, die Gees praat hier in 7 briewe aan die gemeentes, wat uiteindelik 'n boodskap aan die gemeente is. Die briewe aan die gemeentes is uiteindelik vir die ore bedoel van die wat deel van die een gemeente of die een liggaam van Christus gaan wees. En dan sê hy, aan hom wat oorwin, nou hy sê dit in al 7 die briewe, jy het 'n klomp goed wat jy moet oorwinning oor kry, 7 briewe, 7 goed wat jy oorwinning oor moet kry, en dan sê hy, aan hom wat oorwin. Nou, wat is oorwin? Jy het vir jare geleer, dit is waarheid, en nou kom jy self by die plek uit, waar jy werke doen van geloof. Jy's met die woord besig, en ek het ontdek, 20 jaar terug, toe ontdek ek en my vrou, dat ek het 'n klomp goeders wat vir my aangebied was net leuns gewees. Hoe het ek dit ontdek? Toe ek die waarheid ontdek het. Ek was in gevangenskap van leraars wat vir my leuns aangebied het, en die Here se woord sê, in Johannes hoofstuk 8 sê hy aan die Jode, hy sê, hulle wat in my woord bly, sal waarlik my disippels wees, en hulle sal die waarheid ken, en die waarheid sal hulle vrymaak. En ek het begin vrykom van die leuns wat ek geglo het, toe ek die waarheid begin ken het. Want ek was toe eers vir die eerste keer sy disipel. Ek het in die woord ingegaan self, en toe begin ek agterkom, dis 'n leuen, dis 'n leuen, dis 'n leuen, dis 'n leuen. En toe begin ek die waarheid te ontdek, en toe kom ek by verlossing uit, by vrymaking uit. Hulle sal waarlik vry wees. En nou sê hy, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Nou wil ek dit sê, dat baie gelowiges wat hierdie gedeelte nou vir jou gaan aanbied, gaan vir jou sê, eendag in die hemel gaan ons weer aan die boom van die lewe eet. En dit is 'n leuen. Dit is 'n leuen. Dis 'n halwe waarheid. Nou gaan jy vir so gaan ons nie in die hemel van die boom van die lewe eet nie. Ja, maar weet jy wat? Jy gaan daai boom mis in die hemel eendag as jy nie nou by die boom van die lewe uitkom nie. En nou gaan jy vir my sê, nou oké, verduidelik nou vir my, nou kom ons kyk, Genesis 3. Genesis 3 vers 22 tot 24 sê,
En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. Nou, ek moet dit net vinnig kortliks verduidelik dat jy dit reg kan verstaan. In die begin het God gesê, julle mag van die boom van kennis van goed en kwaad nie eet nie. Van al die ander bome kan julle eet, onder andere was die boom van die lewe een van die bome waarin hulle geëet het. Maar hy sê, by die boom van die kennis van goed en kwaad mag julle nie eet nie. En ons ken die geskiedenis van Adam en Eva. Eva kom, die Satan kom na toe en sê, man, God wil nie hê dat julle van hierdie boom moet eet nie, want dan gaan julle soos hy word. En Eva val vir die slinkse triek wat die vyand na haar toe bring, en sy sê, is reg, ek gaan van hierdie boom eet. En die oomblik toe sy van die boom eet, toe gaan haar oë oop, en skielik het sy nou kennis van kwaad, want Adam en Eva het net kennis van goed gehad. Wat is goed? Alles wat God is goed. God is goed. En alles wat God het, is goed. Maar die oomblik toe hulle oë oop gaan, toe het hulle kennis van kwaad, onmiddellik is goed weg. Onmiddellik is goed weg, en nou het hulle insig van die bose, want kwaad beteken boos, beteken nie kwaad nie. Kwaad beteken nie, so kwaad, die Engels vir kwaad is evil, en evil se Afrikaans is boos. So hulle het geëet van die boom van goed en boosheid. Die kennis van goed en boosheid. Want die Satan vat die goeie woord van God en hy bied dit boos aan. En dit is vandag se probleem in die kerk. Hulle vat die goeie woord van God en hulle bied dit in boosheid aan. En mense glo dit. En dis presies wat gebeur het met Adam en Eva. Hulle het nou skielik, het hulle kennis wat jy vir ander mense kan aanbied in boosheid. Kennis van die waarheid wat in boosheid aangebied word. En dis die probleem van ons dag. En nou sê hy, en God sê, hy het nou soos een van ons met 'n hoofletter geword deur goed en kwaad te ken. God ken die verskil tussen goed en kwaad. En ek en jy kan die verskil ken tussen goed en kwaad. Ons het nie noodwendig, was ons nie veronderstel om aan daai boom te eet nie, maar nou het ons ongelukkig deel geword van die wat kennis van goed en kwaad het. En nou moet ons 'n keuse maak. Adam het nie nodig gehad om 'n keuse te maak nie, want kwaad was nie daar gewees nie. Adam het net in goedheid gewandel. En ek en jy is ongelukkig blootgestel aan good and evil. En dis die moeilike ding om staande te bly wanneer evil die heeltyd vir jou aangebied word deur die valse profete. En die evil wat vir jou aangebied word, is die goedheid van God wat op 'n evil manier na jou en my toe kom. Goed. En nou sê God sê, in die tweede deel van vers 22, Genesis 3, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. So, wat sou gebeur het? Evil sou nooit vernietig kon word, uiteindelik nie. As dit nie was, dat God vir Adam en Eva weggehou het van die boom van die lewe nie. Want kyk wat doen God. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaar. En die mens kry nie weer toegang tot die boom van die lewe as 'n gevalle vleeslike Christen nie. En ek wil vandag vir jou sê, God wil vir jou en my toegang gee tot die boom van die lewe nou. Maar jy moet afstand doen van evil. En die enigste manier hoe jy kan afstand doen van evil, is wanneer jy kom by die plek van oorwinning. En wat is daai plek? Die plek waar jy nie meer toelaat, dat met valsleringe jy gemislei word om die leuen te glo nie. Daarom moet jy die geeste toets. Jy moet seker maak dat die ou wat vir jou preek, die waarheid preek. Jy moet seker maak dat daar nie leuns is wat aan jou verkondig word. Met ander woorde, dis 'n disguise. Dis waaroor vals leraars gaan. Dis 'n disguise. Hulle kom met Christenwoorde en hulle mislei jou om die leuen te glo.
Hulle mislei jou om die leuen te glo. Hoekom word jy mislei? Want jy het nie gekom by die plek waar jy die saad in jou eie hart saai en waar jy teruggegaan het en die tweede werke gedoen het om die oes te gaan inhaal, sodat hulle jou nie meer kan mislei nie. En daarom sê hy, maar hy wat 'n oor het om te hoor, hy wat geestelike insig ontvang, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en dan sê hy, maar jy moet oorwin. Jy moet oorwin, en dan sal ek jou gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Ek wil vir jou vandag vra, het jy al toegang tot die boom van die lewe gekry? Eet jy van die boom van die lewe? Christus is die boom van die lewe. Die boom van die lewe is die plek. Gaan lees maar Psalms hoofstuk 1. Wat sê, ons is 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Want wat is die boom wat ons is by die plek waar ons, by die woord van God, kry ons toegang tot die boom van die lewe. En jy kan nou reeds deel hê aan die boom van die lewe. Jy hoef nie te wag, want die leenaars gaan vir jou sê, nee, jy het nie nou toegang nie, jy gaan eendag in die hemel eers toegang kry. Dis 'n leuen. Moenie die leuen glo wat die Satan in jou voorhou nie. Die Satan het vir Adam en Eva ontneem om in die boom van die lewe te eet, en vandag nog wil hy jou ontneem om te eet van die boom van die lewe. Die boom van die lewe is vandag tot jou beskikking. Dit hang af of jy die een gaan wees wat gaan oorwin, al dan nie.